Vrede familie, ek groet julle almal in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ek is so bly vanoggend dat die Here my weer eens genade geskenk het om met u te kan praat oor die woord van die Here. En ek wil vanoggend met u deel, prys die naam van die Here, die boek van Dawid, koning Dawid. Halleluja, ek het baie groot agting vir die koning Dawid, want as ek lees sy psalms, dan sien ek is waarlik 'n man so na God se hart. En ek probeer alles in my vermoë, halleluja, om gehoorsaam te wees soos hy was, in Jesus naam. Nou ek wil vir julle lees uit die psalms, psalm 2, en dan luister ons wat sê die Here. Maar wat vir my belangrik is, ek wil praat oor die wil van die Here en dan ook die toorn van God, as ons nie sy wil doen nie. Psalm 2 word geskryf, stryd en oorwinning van die Messias. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saamraad teen die Here en teen sy gesalfde. Laat ons hulle bande stukken beruk en hulle toue van ons afwerk. Hy wat in die hemel woon, lag. Die Here spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toorn en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. En tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, u is my seun, vandag het ek u self gegenereer. Eis van my en ek wil nasies gee, as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf, en u sal hulle stukkend slaan, soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings, en laat julle waarsku oor regters van die aarde. Dien die Here met vrees en juig met bewering. Kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie. Want gou kan sy toorn ontvlam, welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Hierdie is 'n boodskap wat aan die regerders van die aarde gegee word. Nou die woord begin deur te vra, 'n vraag te vra. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Hulle staan op teen die Here met opinies, met gedagtes van hulle eie. Die woord van die Here sê dat God het die mens goed gemaak, maar die mens het baie planne bedink. Hulle kom met filosofie, hulle kom met argumente, kom met debatte. Hulle wil die woord van die Here 'n storie kom maak. Hulle bedink nietige dinge, sê die Here. Halleluja. En hy vra, waarom woel julle so? Waarom twis julle met mekaar oor my? Hierdie een sê daar is 'n God, hierdie een sê daar is nie 'n God nie. Hierdie een sê die Bybel is nie die woord van die Here nie, is nie die waarheid nie. Die Here vra, waarom doen julle hierdie dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saamraad teen die heilige van die gesalfde van die Here. Hulle probeer al van die ontstaan van die aarde, probeer hulle om die woord van die Here uit te roei, om die naam Jesus Christus te verpletter. Mense was al doodgemaak oor hierdie naam, en Jesus het ons ook om waarsku, terwille van my naam sal julle verdrukking ly. So ons almal is voorbereid en toegerus deur die Allerhoogste vir die aanslag wat gaan kom. Daarom is ons, ek in besonder, ek vrees geen onheil nie. Halleluja. Hy sê die konings van die aarde, halleluja, hulle hou raad, en hulle is almal gereed, en die vorste saam met hulle teen die gesalfde van die Here.
Laat ons hulle bande stukkende ruk en hulle toue van ons afwerp. Moenie onder die wet van die Here staan nie, man. Moenie vir my kan vertel, ek mag nie dit of dat doen nie. Ons stel nie belang nie. Ons sal die wet van die Here op die aarde vernietig en ons sal dit uitroei. Ons is ook in staat om die mense teen die wet van die Here te mobiliseer en te sê, hulle moet dit verwerp. Halleluja. Maar hoor wat sê vers 4. Hy wat in die hemel woon, lag. Die Here spot met hulle. Die woord van die Here sê vir ons, voordat die woord op jou tong kom, weet ek al klaar wat wil jy gesê het. Ek ken jou hart. Ek het jou geskape. Ek is jou formeerder. Ek is jou God. Daar's niks wat jy kan dink, doen of sê, sonder dat ek dit nie weet nie. Jy kan niks sonder my doen nie. Amen. Daarom sê ek lag, as ek jou kleinlikheid bespier binne in jou. As ek weet hoe nietig is jy, maar tog wil jy opstaan, jy wil my opneer, jy wil teen my werk, jy verwerp my woord, jy ag my as 'n mens. En hoeveel keer het ek nie vir julle gesê, ek is God en nie 'n mens nie. En die woord gaan verder. Dan sal hy julle aanspreek in sy toorn, en in sy grimmigheid sal hy julle verskrik. Die Biden administration in Amerika het vir die afgelope 4 jaar voordat die Trump administrasie nou in bewind gekom het hulle van God probeer om vir God belaglik te maak. Hulle het alles gedoen in hulle vermoë om saam te staan om God te terg en te bespot. Hulle het van God hulle het hom so belaglik gemaak dat hulle 5-jarige en 3-jarige kinders gebruik het om aan hulle oor te dra dat dit wat met julle gebeur het was 'n fout wat daardie God gemaak het. Jy is nie 'n meisie nie, jy is eintlik 'n seun. Jy is vasgevang in die verkeerde liggaam. Dit is hoe erg hulle se spottery met God was. En hoe hulle teen die gesalfde van God gesweer het. En daarom lag die Here vandag vir die panarie wat die Biden administrasie se mense hulle bevind. Hulle is benoud, hulle skree, hulle huil. Hulle doen alles in hulle vermoë om uit hierdie struik te kom wat hulle self vir hulle gestel het. Prys die naam van die Here. Die Here sê, halleluja, en dan sal hy hulle aanspreek in sy toorn. Die toorn van God is besig met hulle. En in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Hulle is almal. Hulle probeer uit Amerika uitvlug na lande wat hulle nie weer kan gedeporteer word van nie. Hulle probeer geld gebruik om sekere dinge toe te smeer, maar God se toorn is besig om hulle te verskrik. Omdat hulle gedink het, God is 'n mens, en God teen God opgetree asof hy 'n mens is. En tog het my koning gesalf oor Sion en my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Dis nou Jesus wat praat. Die Here het aan my gesê, u is my seun, vandag sal ek u genereer. Eis van my, sê die Here vir sy gesalfde. En ek wil nasies gee as jou erfdeel en die eindes van die aarde as jou besitting. Halleluja. Alles behoort aan die Here. As niks wat joune is nie. Jy is maar net daar om dit te bestuur vir die tyd wat jy op die aarde is. Maar na jou kom daar iemand wat geen belegging daarin gemaak het en hy kom vernietig dit. Hy kom verniel dit. Want dit behoort aan niemand, dit behoort aan God. Die woord van die Here is duidelik, Psalm 24. Die aarde en alles wat daarin is en almal wat daar bewoon, behoort aan my en nie aan 'n mens nie. U sal hulle verpletter met ysterstaf, u sal hulle stukken slaan soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig, hier kom die uitnodiging. Wees dan nou verstandig, hierdie uitnodiging was aan die Biden administrasie ook gegee. Hierdie uitnodiging is gegee aan almal wat lewe. Hoor net wat sê die uitnodiging. Wees dan nou verstandig, o konings. Laat julle waarsku oor regters van die aarde. Dien die Here met vrees en juig met bewing.
almal van julle is uitgenooi. Almal binne in die regering van die president Cyril Ramaphosa. Julle al die op elke regsbank, almal van julle wat betrokke is in wette maak en wat wette moet toepas, almal van julle is genooi. Bekeer julle tot my. Kom met 'n berouvolle hart en kom bely teenoor my, dat ons het gesondig teenoor U en teenoor die hemele. Van die Suid-Afrikaanse regering het pram gedrink by die Biden-administrasie. En die Biden-administrasie het hulle betaal uit die wêreldregerings oorreed deur aan hulle geld te gee om die demoniese wette wat in Amerika gemaak was en geloods was op ander volke af te dwing. En hierdie manne, staatsamptenare, hulle het dit goed geag om die Biden-administrasie se duiwelse planne onder hulle eie mense kom toe te pas. Hulle het dit aanvaar, daarom gebruik ek die term, hulle het pram gedrink by die Biden-administrasie. Daarom is hulle net so skuldig soos die Biden-administrasie. Ek sê nie hierdie dinge omdat ek julle haat nie, ek doen dit vanoggend omdat dit 'n opdrag van die Heilige Gees. Hierdie woord aan u, ek het 'n Engelse weergawe ook gemaak, ek wil hê almal moet dit hoor en dit verstaan, dat die Here het vanoggend deur my aan julle 'n boodskap gegee, dat dieselfde ding wat nou in Amerika besig is, om met die Biden, halleluja, klik te gebeur, sal met julle gebeur, as julle nie kom en julle bekeer tot hom. Julle hom sê dat ons het gesondig. Alles wat ons gedoen het was teenstrydig met u woord. Ons het u woord verwerp, ons het u woord minag. Ek praat met almal. Elkeen in Suid-Afrika wat God as 'n mens geag het en gedink het, hulle kan God terg en met God spot. God sê ek is 'n verterende vuur, moet dit nie doen nie. Daar is soveel voorbeelde wat in ons tyd gebeur het, wat in ons tyd besig is om plaas te vind met mense en volke wat God geterg het en gedink het God is 'n mens. God sê in die begin van hierdie psalm, en ek sal lag vir hulle. Ek sal lag vir hulle. En ek sal hulle in my toorn verskrik. Die Amerikaners wat die Biden-administrasie geondersteun en bygestaan het, hulle is almal verskrik. Hulle weet nie wat om te doen nie. Maar die Here skenk genade aan die Suid-Afrikaners. Die Here sê vir die Suid-Afrikaners, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En hier praat ek met die Suid-Afrikaanse volk, maar in besonder met die regering. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek sal julle rus gee vir julle siele. God wil julle uit hierdie ding uithaal. Want hierdie ding sal oor julle kom, as julle nie luister na die woord van die Here en ag gee daarop nie. Die Here seën julle, geniet hierdie Sondag verder, in Jesus naam. Amen.